Kan jy nog onthou die ou 50 muntstukke? Ja, die een met Jan van Riebeeck se gesig op. Amper so groot soos 'n R5 vandag. Nou stel jou voor jy het destyds 'n hele stapel 50 sente op mekaar geplaas. Duisende van hulle, almal met dieselfde gesig op, Jan van Riebeeck se gesig op. Hoor gou. Maar Vader het 8.2 miljard kinders op aarde geskape, almal na sy beeld. Maar tog elkeen uniek. Geen twee lyk presies dieselfde nie. En dit laat ons iets buitengewoons besef, is dit nie? As hy vir elkeen van ons 'n spesifieke gesig en 'n persoonlikheid gegee het, hoeveel meer sê dit nie van sy almagtige liefde, sy kreatiwiteit en glorie nie? Jy's nie net een onder miljarde nie. Jy's 'n unieke skepping van Abba Vader, gemaak met 'n spesifieke doel in 'n tyd soos nou en betekenis. So hoe groot en onmeetlik is ons Skepper se liefde en sy vermoëns nie? Kan ons regtig besef hoe almagtig, heilig en glorieus hy is? As ons dit werklik verstaan, kan ons nie anders as om hom te eer nie, om elke dag te begin op ons knieë met danksegging vir sy genade en die geskenk van lewe nie. So hoor gou. In Lukas 20 vers 20 tot 25 kom 'n man na Jesus toe met 'n strikvraag. Is dit ons geoorloof om die keiser belasting te betaal of nie? Jesus vra vir hulle om vir hom 'n penning te bring. Hy wil vir hulle iets wys met die penning. En toe hy dit sien, toe hy die penning sien, vra hy vir hulle, wie se beeld is hierop? Hulle antwoord die keiser se. Toe sê Jesus vir hulle iets baie belangrik. Hy sê vir hulle, betaal aan die keiser wat die keiser toekom. En aan Abba Vader wat aan hom toekom. Wat sê Jesus vir ons hierdeur? Die keiser se gesig is op die penning. Daarom behoort dit aan hom. Hoor gou. Net so het Abba Vader sy beeld op my en jou gestempel toe hy ons geskaap het. Ons dra die beeld van God. In Hebreëus daardie beeld Selem Elohim. Ons behoort aan hom. Wat sê Jesus? Jesus sê, gee aan Abba Vader wat hom toekom. Gee jouself as 'n lewende offer. Leef volgens jou doel, jou skepingsdoel en gebruik jou lewe om hom te eer. Jy sien, ons lewe tussen twee datums. 'n Geboortedatum en 'n afsterwe datum. En tussenin is daar 'n streepie. En die vraag is, wat sê jou streepie tot dusver oor hoe jy sy doel vir jou lewe gelewe het? Het jy jou tyd en jou energie in die belangrikste verhouding, jou verhouding met die Skepper, belê? Die vraag waarmee ek jou wil los om oor te dink of om oor te ponder is, hoekom is jy hier? Hoekom is jy op hierdie plek en tyd? Hierdie plek in Suid-Afrika, hoekom is jy hier? Hoekom is jy nou hier? Jy is geskape met 'n doel. Hoekom nie opstaan en jou bestemming volg nie? Hoekom nie elke dag jou lewe gee as lewende offer aan hom wat jou geskape het en jou uniek aan mekaar gewewe het en wat 'n plan vir jou lewe het nie?